Ons het vanoggend 'n awesome live gehad en ek glo die Here het rarig met mense gepraat. En dit was amazing. En toe het ek gegaan en ek het vir myself 'n milkshake gaan koop en ek het so 'n bietjie gaan rondloop in die East Rand Mall. En nou is ek op pad huis toe. En onmiddellik kom daai depressiewe gevoel van ek moet nou weer huis toe gaan. Dis alleen wees, dis eensaam. En ek weet baie van julle weet presies hoe dit voel. Baie van julle gaan deur daai selfde situasie, want jy is alleen. Jy beklei dalk vir jou huwelik en jou kinders en almal is saam met jou man en of jou vrou en dis Easter weekend. En is alleen, dis nie lekker nie. En ek weet nie van julle nie, maar 'n Sondagmiddag het net vir my nog altyd, vandat ek 'n kind was, is 'n Sondagmiddag net vir my so depressing. Ek weet nie hoekom nie. It's just like, you know, that internal clock that tells you it's Sunday afternoon. Dis nie 'n lekker tyd nie. Ek weet nie. Okay. Maar ja, so sit ek hier huis toe ry, weet ek. Ja, Roxy wag vir my by die huis, dis awesome. Daar's 'n happy gesig, okay, nie 'n happy gesiggie nie, met Roxy is dit meer 'n judgmental gesiggie van, waar was jy? Hoekom was jy so lank weg? Hoekom ry jy soos ander honde? Jy weet? Maar, julle, ek weet hoe dit voel om by die huis in te stap en is stil. Dis stil en is eensaam en dis nie lekker nie. Maar ek wil vir jou sê vandag, maak nie saak hoe eensaam, hoe stil jou lewe voel op hierdie stadium nie. God is nog nie klaar met jou nie. Your story is not over. Vir baie van julle begin julle storie nou eers. And if God allows it, dan is daar 'n plan as hy iets toelaat. Die alleenheid is nie omdat die Here spiteful is nie. Die trials and tribulations is nie omdat die Here jou straf nie. Die Here het jou afgesonder in hierdie tyd, want hy wil in jou werk en hy wil vir jou iets wys en vir jou iets leer. So, in plaas daarvan om negatief te wees en in plaas daarvan om 'n tantrum te gooi en te sê, Here, ek is so moeg hiervoor. Wat van, jy gaan na die Here toe en sê, Here, hoekom is ek nou in hierdie seisoen? Here, wat is dit wat ek moet leer in hierdie tyd? Wat wil U hê moet ek bereik hierdeur? Wat is die les? En enige iets, julle, enige iets wat in jou lewe gebeur wat sleg is. Vra vir die Here, Here, wat moet ek leer hier uit? Wat is dit wat ek moet leer hier uit? En jy gaan sien hoe jou hele gesindheid verander. Ja, dis krap wat ons baie keer moet deurgaan. Dis nie lekker nie. Dis glad nie lekker nie. Maar God het 'n doel en 'n plan met alles. Solank jy dit in sy hande los. En julle weet wat ek altyd sê, don't give up, don't give in, because our God is always busy working. Ek hoop hierdie boodskap help vir iemand. Shalom.